Wie kan vir my sê, ons het so lekker klomp jong mense, as ek nou aan die kant, na die kant toe kyk, wie het die boek Handelinge geskryf? Kan julle onthou? Ek hoor dit, Lukas. Dis waar, Lukas het die boek Handelinge geskryf. Lukas, en wat was hy van beroep, voor hy nou saam met Paulus begin reis het? Korrek, hy was 'n mediese dokter gewees, en ek dink hy het, veral toe Paulus oud geword het later, hom versorg, nê. So, Lukas het die boek Handelinge geskryf, hy was 'n mediese dokter gewees. Nou, omdat hy 'n dokter was, kan ons ook duidelik sien, hy het in baie detail sekere goed neergeskryf, in die evangelie Lukas en ook in die boek Handelinge. Maar hy het nie alles neergeskryf, wat gebeur het in die vroeë kerk nie. Daar was net te veel goed. Maar wat hy wel gedoen het, hy het spesifiek die insidente neergeskryf in die boek Handelinge, wat die verspreiding van die evangelie tot gevolg gehad het. Dit was vir hom belangrik. En elkeen van daardie gebeure het 'n rimpel-effek gehad op die verspreiding van die evangelie in Jerusalem, in Samaria en Judea, tot in die uithoeke van die wêreld, selfs tot in Suid-Afrika en Afrika. Dit het daar alles begin, hè, in Jerusalem. Is dit nie wonderlik nie? Nou kom ons kyk gou so vinnig wat die verloop van gebeure was in die boek Handelinge tot nou toe. Ek meen, in Handelinge 1 het ons gepraat van die hemelvaart, nê? Toe Jesus opgevaar het hemel toe, en net voor hy opgevaar het hy vir die disippels gesê, gaan Jerusalem toe en gaan wag op die belofte, die Heilige Gees wat uitgestort gaan word, sodat julle krag kan ontvang om die evangelie te verkondig, om my getuies te wees. En toe het daar 50 dae na Jesus se opstanding 'n baie belangrike ding gebeur, en dit was Pinkster. Die Heilige Gees was uitgestort op alle vlees. 3000 mense was gedoop op daai dag, en dit was die ontstaan van die kerk, die vroeë kerk. Reg op die dag van Pinkster het dit alles gebeur. En toe sien ons, daar was die genesing van 'n krepeel man gewees, onthou julle dit? Die ou wat by die poort gelê het, die poort wat die skone genoem was, dit was die oostelike hek van Jerusalem, 'n baie belangrike ingang in Jerusalem, en Petrus en Johannes het mos vir die ou gesê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou in die naam van Jesus, staan op en loop. 'n Man wat vir meer as 40 jaar nie kon loop nie in Jesus, of deur die krag van die Heilige Gees, het God vir Petrus en Johannes gebruik, en die ou het opgestaan. Toe word Petrus en Johannes voor die Joodse raad gedaag, en hulle het, sonder om te huiwer, gesê, voor hierdie klomp fariseërs en hierdie priesters, het hulle gesê, onthou, Jesus, hierdie Messias, wie hulle gekruisig is die enigste weg en waarheid. Hy is die enigste weg, hy is die Messias. En na dit het ons ook gesien hoe die kerk gegroei het, en hoe die kerk hulle besittings onder mekaar verdeel het. Onthou julle dit? Want die kerk was vervolg. En as gevolg van hierdie geweldige vervolging, was daar baie armoede. Die mense het gesukkel, toe besluit die kerk, ons gaan ons besittings verkoop, ons eiendomme verkoop, en dan bring ons die geld aan die apostels toe, en dan verdeel hulle dit, en so kon ons die mense help. Maar ons onthou wat gebeur toe met ou Ananias en Safira, onthou julle dit, hierdie twee wat toe leuns vertel het en gesê het, hulle het hierdie groot stuk land verkoop, en hulle het al die geld vir die kerk gebring, maar hulle het toe 'n deel van dit weggehou, hulle het mislei, hulle het leuns vertel, en God het ingetree om die kerk, daai vroeë kerk, die baba kerk te beskerm, en hulle het mors dood neergeval. Onthou julle Ananias en Safira? En toe is Petrus en Johannes in die gevangenis gegooi, want as gevolg van dit het die kerk nog meer gegroei. Petrus en Johannes, omdat hulle aangehou het om Jesus te verkondig, was hulle in die gevangenis gegooi. En dit is net vir my so mooi, hoe die engel van die Here gekom het en hulle bevry het. Hulle bevry het. En ons sien toe dat hierdie klomp Griekse Jode, of Jode wat Grieks gepraat het, begin kla het, want hulle het gesê, nee, al die goed word nie regverdig verdeel onder die kerk. Die Jode wat Hebreëus praat, word bevoordeel. Toe besluit die apostels, nou goed, ons gaan 7 diakens aanstel. Onthou julle dit? Toe stel hulle 7 diakens aan, waarvan Stefanus een van hulle was.
En Stefanus was ook die eerste martelaar, nê? Die woord sê, en dit is so mooi vir my, Stefanus, 'n man vol geloof en krag. Vol geloof en krag. Die Here het hom kragdadig gebruik, maar ongelukkig, omdat hy Jesus verkondig het, en die Fariseërs nie van hom gehou het nie, die Hebreëse Jode, die ortodokse Jode het hom gevang, en hulle het hom gestenig. Hy was die eerste martelaar gewees, daar in Jerusalem. Maar as gevolg van dit, het daar iets belangriks gebeur ook. Die gelowiges het geskrik, en toe verlaat hulle Jerusalem. Toe begin hulle om verder te versprei uit Jerusalem uit, want dit was Jesus se opdrag aanvanklik mos, nê? Versprei die evangelie nie net in Jerusalem nie, maar in Samaria en Judea, tot in die uithoeke van die wêreld. Maar die vroeë kerk het so lekker tyd gehad in Jerusalem, hulle het so lekker kerk gehou, dit was herlewing, dit was so lekker fellowship, hulle wou net daar bly. Maar God het hierdie insident gebruik, hierdie tragiese insident van Stefanus, sodat die gelowiges kan versprei, uitgaan en die evangelie verkondig. En die tweede diaken wat gekies was die tweede een van die 7, Filippus, het toe na Samaria gegaan. En daar het hy die evangelie begin verkondig, en in Samaria het daar herlewing begin. En toe kry ons te doen met 'n ou met die naam van Simon, die towenaar, onthou julle hom? En hy het toe Jesus ook ontmoet. Hy was gedoop, hy het Jesus ontmoet, en onthou julle toe wou hy dit mos, hierdie wonders en tekens, toe Petrus en Johannes daaraan kom in Samaria, en hy sien hoe hulle vir mense bid, en die mense profeteer, en hy sien die gawes opereer, toe sê hy, ek wil dit koop, ek wil dit ook hê. Toe het Petrus hom aangespreek, so sê, nee, hou vas, nee, dit is verkeerd, jy kan nie dit doen nie, en hy toe bely. En toe het God, en Pieter het verlede week daaroor gepreek, toe die Here ook Filippus gebruik, om die evangelie te verkondig aan die hofdienaar van Ethiopië. Baie belangrik, 'n strategiese ding wat daar plaasgevind het, want hierdie Ethiopiër was op pad terug na Afrika toe. En so het Afrika dan ook die evangelie op die ou ende gehoor, en God het hierdie insident gebruik, dat die evangelie na Afrika toe versprei. En vandag gaan ons praat oor seker een van die belangrikste dinge wat plaasgevind het in die boek Handelinge. En dit is die bekering van Paulus. Maar hy het eers bekend gestaan as Saulus, of ons kan sê Saul ook. En ons sien die uitkringende gevolg van hierdie insident, die bekering van Paulus vandag nog. So in my preek gaan ek na Saul of na hom verwys as Paulus, net vir praktiese redes. Maar hy was eers Saul gewees, later het sy naam verander. Maar ek meen, dis net amazing, hierdie insident, hierdie bekering van Paulus was 'n wonderlike ding wat plaasgevind het, en die uitkringende gevolg van dit sien ons vandag nog. Ek meen, God het Paulus gebruik om die evangelie te verkondig. In Jerusalem, hy het, en verder ook, het God hom gebruik om die evangelie te verkondig in die Midde-Ooste tot in Europa. Hy het oral kerke geplant. Hy het ook briewe aan kerke geskryf, maar nie net dit nie, ouens. God het ook Paulus gebruik om 2/3 van die Nuwe Testament te skryf. En vandag nog lees ons hierdie briewe. Vandag nog lees ons hierdie briewe van Paulus. Is dit nie amazing, die effek wat sy bekering gehad het, en ons vandag nog op ons nie? Ek meen, as jy 'n boek van die Bybel lees, soos Galasiërs, Efesiërs, Korinte, Tessalonisense, dis alles boeke wat Paulus geskryf het, briewe aan kerke, en vandag word ons nog steeds opgebou en gestig daardeur. Nou, Paulus se oorspronklike Hebreëse naam was Saulus. Totdat God het verander het na Paulus toe. Daar in Handelinge 13 vers 9 lees ons, maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê. So, daar sien ons, was sy naam verander, en van daar af vorentoe het hy ook altyd na homself verwys as Paulus, en nie meer Saulus nie. Saul was 'n baie gesogte naam, né? Onder Judaïsme. Terwyl Paulus, die naam Paulus, net die teenoorgestelde was. Paulus is 'n Griekse naam wat klein beteken.
En na Paulus se bekering het hy, dis asof hy 'n stap teruggeneem het in die oë van mense, in sy eie oë ook. Sê Here, ek is klein in u oë. Wanneer ek myself vergelyk met 'n groot en magtige God, is ek maar eintlik klein, maar dankie dat u my gebruik. Sien, voor sy bekering was hy 'n baie belangrike persoon gewees. En mense het gevra vir hom en hy was vinnig op pad om een van die belangrikste mense te word in Judaïsme. Hy was regtig 'n baie talentvolle jong man gewees. Luister gou wat skryf hy van homself toe hy die brief aan die gemeente in Galasiërs skryf. Galasiërs 1 vers 14, en dat ek in die Jodendom voortgegaan het bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek vir alle ywer was vir die oorleweringe van my voorvaders. Hy was besig om baie vinnig met die Joodse leer te klim. Baie vinniger as sy mede-kollegas. 'n Toppresteerder. Almal het gehoor van hierdie jong man wat so vooruitgaan en so bekend is. Maar na sy bekering het alles verander. Na sy bekering het hy in die oë van sy landgenote in niemand geword. 'n Verraaier van Judaïsme. Vandag nog is daar party Joodse rabbies wat sê, Jesus was nog okay, hy was 'n profeet gewees wat baie mooi dinge gesê en gedoen het, en ons weet hy was gekruisig, hy het nie opgestaan nie, maar ons was okay met Jesus, maar hy Paulus, hy's 'n regte verraaier, hy het sy rug op ons gedraai. So in die oë van die gemeenskap het hy bekend gestaan as 'n verraaier. Nou ons leer hier 'n baie waardevolle beginsel. Jy sien, die gesindheid in jou hart is vir God belangriker as jou talente. As jou uiterlike vermoëns en jou talente. Jou innerlike toestand is vir God belangriker as dit. God beloon getrouheid en karakter bo talent. Ons moet dit nooit vergeet nie. Dis vir God belangriker. 1 Korintiërs 1 vers 27, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies en wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees voor God sou roem nie. Ek meen, as ek dit so lees, dan dink ek dadelik aan iemand soos Moses, 'n moordenaar. Moordenaar wat God gebruik het. Ek dink aan iemand soos Dawid. Dawid was 'n ou klein seentjie, sy pa het skaam gekry vir hom. Het die skape opgepas, sy pa het hom al weggesteek toe Samuel gekom het om die nuwe koning van Israel te salf. Ag nee wat, ou klein rooikop seentjie, die jongste enetjie. Maar God het 'n koning in hom gesien. Sien, God kyk na die hart, dis vir hom baie belangriker. Ek dink in die hemel gaan mense geskok wees om te sien wat vir God belangrik is, wat God belangrik ag. Moenie dink dat gesogtheid en jou uiterlike materialistiese sukses belangriker is as jou innerlike toestand nie. Dis baie belangriker vir God dat jou siel gered word as jou uiterlike gemak en sukses. En God gebruik gewone en onbelangrike mense soos ek en jy om groot dinge vir hom te doen. Gideon, Dawid, Moses, onbelangrike ouens, mense wie in die oë van die wêreld niks was nie. Sê God, ek sal jou gebruik, ek kan jou gebruik. Hoekom doen God dit? Sodat hy al die eer kan kry op die ou einde. En dan besef ons is eintlik maar net instrumente in God se hand. En God het Paulus gebruik op 'n kragtadige wyse. Paulus het groot geword in Tarsus. Nou Tarsus, in die dorp was daar 'n baie sterk Griekse invloed gewees. Sy ouers was Hebreërs en hulle het gebly in hierdie dorp met hierdie Griekse invloed. En omdat hulle Hebreërs was, het hulle seker gemaak dat Paulus se Hebreëse kultuur nie verlore gaan nie. Hulle wou nie gehad het dat dit verlore gaan nie, al bly hy in hierdie dorp waar daar sterk Griekse invloed was. En daarom het hulle
Paulus op 14-jarige ouderdom Jerusalem toe gestuur om daar te gaan studeer. Hy was opgelei daar in Jerusalem as 'n fariseer. Dis waar dit begin het vir hom as 'n fariseer onder 'n baie belangrike Joodse rabbi met die naam van Gamaliel. Hy het ook, al was hy opgelei as 'n fariseer met daai Hebreëse kultuur, het hy ook die konteks van die Griekse kultuur baie goed verstaan. En daarom was hy die ideale persoon om die evangelie aan beide Jode en Grieke te verkondig. Grieke, heidene, soos ons is ook heidene, ons val ook onder daai kategorie. So God kon hom kragtig gebruik het onder die Jode en onder die heidene, onder die Grieke. En ons weet ook dat God hom meestal onder die heidene gebruik het, né? Want baie keer, meeste van die tyd het die Jode die evangelie weerstaan. Hulle sê net, ag nee, ek gaan dit vir die heidene verkondig, want Jesus het nie net vir die Jode gesterf nie. Hy het vir alle nasies gesterf. En hy het Paulus kragtadig gebruik om die evangelie te verkondig aan die heidene, aan die Grieke. Kom ons lees daar Handelinge 9 vers 1. Maar Paulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan. En hy het van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus. Kyk, nie enige ou kan voor die hoëpriester verskyn nie, né? Jy moet 'n belangrike persoon wees. Toe was ou Paulus nog Saulus, né? So hy kon voor die hoëpriester gaan en hy het briewe gevra, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was. So mooi hoe hulle verwys na die gelowiges, né? Mense van die weg, want Jesus sê mos ek is die weg en die waarheid. Manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Die woord geblaas daar in vers 1 is amper vir my soos 'n, ek sien hierdie aggressiewe bil in hierdie arena wat gereed maak om te storm, nê, en wat blaas. Het julle dit al gesien? Die Spanjaarde, nê, nou hou die ou sy rooi lappie vas en hy bil is so kwaad en hy blaas en hy gaan storm en hy kap met sy voorpoot in die grond. En dis asof Paulus, Lukas het hier beskryf, hy was so kwaad, hy het gereed gemaak om alle Christene te bestorm en met geweld en met woede te arresteer en tronk toe te sleep. Hierdie ouens wat die sekte van Christendom verkondig. Dit is wie hy was. Maar voor hy die briewe gaan vra het van die hoëpriesters, was die Here al besig om in Paulus se lewe te werk. Want hy het bygestaan toe Stefanus gestenig was. Hy was daar en dit is waar die Heilige Gees al begin werk het, veral toe hy hoor wat Stefanus bid, terwyl hy gestenig word. En ek weet nie van julle nie, het julle al vir iemand gebid wat nie die Here ken nie? En hoe meer jy vir die ou bid en hoe meer die Here begin werk in die ou se lewe, hoe erger raak hy. Want jy dink, Here, hierdie ou is nou erg. Hy was so alright op 'n stadium, maar nou is hy 'n regte Filistyn. Dis asof hy eers erger raak, of asof die mens eers erger raak, want die Heilige Gees is besig om te werk in die ou se lewe en hy skop al hoe meer teen die prikkels. En dit was met Paulus ook so gewees. Dis asof hy erger geraak het, maar die Here het hom nie gelos nie, want God het 'n plan gehad met hom. Dit is net my wonderlik hoe die Here uit iemand se mond wat soveel geweld en verwoesting en dood gespreek het, later liefde, lewe en vrede kon laat kom het. Toe die Here hom omgekeer het, het hy liefde gespreek, oorwinning gespreek en vrede. En dis net die Here wat dit kan doen. Ek meen die grootste wonderwerk vir my nog altyd, ouens, is wedergeboorte. Is dit nie so nie? As die Here kom en iemand omkeer, omdop, verlos. Dit is my fantasties, dit is so wonderlik. Kom ons lees daar in Handelinge 9 vers 3. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. En hy val op die grond en hy hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u, Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Ouens, hierdie was 'n dramatiese gebeurtenis in Paulus se lewe. Dit het skielik gebeur. Is iets wat hy nie verwag het nie. En hierdie was
helder oordag gewees. Ewe skielik het daar 'n lig op hom geskyn, 'n lig wat helderder was, sterker geskyn het as die son. Nou die van julle wat al in Israel was, weet hoe helder en skerp die son daar kan skyn. Maar hierdie lig was helderder as dit gewees. Wat 'n dramatiese bekering van 'n ou wat totaal en al goddeloos was, teenstrydig was teen Christendom. En hier kom die Here, hy raak hom aan en hy ontmoet Jesus op 'n wonderbaarlike wyse. Ek het al baie keer gedink, ag Here, as ek so luister na ouens wat tot bekering gekom het, 'n dramatiese omkeer gehad het en wat so groot getuienis het, is my ou getuienis nie maar 'n flou ene. Men die ergste wat ek gedoen het is lelik met my ma gepraat het. Men dit is en dit oorleef het. Ja. Maar daar's ouens wat maffiabase was, wat bendeleiers was, wat moord gepleeg het en God het hulle kragtadig gered. En hier is my ou getuienis, ag Here, dis net 'n eenvoudige een. Daar was wel 'n omkeer in my lewe. Maar hier was 'n dramatiese gebeurtenis en dit gaan nie oor ek dink die Here het my beskerm. Kom ons wees eerlik, die van julle wat 'n verskriklike busy lewe gehad het, sal erken vandag die letsels wat so wille lewe los, is baie keer moeilik om saam te leef. Dit het tog baie keer gevolge op 'n mens se lewe. Jy weet, enige besluite, verkeerde besluite in die lewe, mens moet die gevolge dra van dit, nê. Nee. Die Here is daar en hy help 'n ou en daar's genade vir ons, maar dit is nie altyd maklik nie. Maar die Here kom hier en hy red Paulus. Hy verlos hom, hy maak hom vry. En dis my mooi hoe hy ook sy naam herhaal. Hy sê Saulus, Saulus. Hoekom doen hy dit? Ek dink hy wou die belangrikheid van hierdie boodskap beklemtoon. En ook hy wou Saulus of Paulus se aandag vestig op die identiteit van hierdie boodskapper, maar dit was Jesus self gewees. En Jesus het in Hebreëus hom aangespreek. Dit was belangrik ook, want onthou, dit het vir my gespreek van, of dit het die egtheid van hierdie ontmoeting, van hierdie persoon wat met hom praat, laat bevestig in Paulus se hart, want hy was 'n regte Hebreër, en toe hy hoor hier, dat hierdie persoon met hom praat in Hebreëus, toe besef hy maar, wow, hierdie moet dan die seun wees van die God van Abraham, Isak en Jakob, van my voorvaders. En hy word aangespreek in Hebreëus en Jesus roep hom daar. Jy sien, van die dood van Stefanus af, het die Heilige Gees al begin werk in Paulus se lewe. Was hy werksaam, besig om hom te oortuig, en het die prikkels al hoe meer geword. Dis interessant, daar in vers 5 wat hy sê, dit is vir jou hard om teen die prikkels te skop. Wat bedoel hy daarby? Sien, in die antieke tyd, wanneer hulle geploeg het hulle 'n ploeg agter aan 'n os vasgemaak en dan het die os die ploeg getrek. En wanneer die os bietjie steeks raak en hy steek vas en hy's nie lus om aan te gaan nie, dan het hulle 'n instrument gehad of 'n voorwerp dat hy 'n skerp punt gehad met 'n hak vooraan ook. 'n Ysterhak en 'n ysterpunt vooraan. En wanneer hierdie os vassteek en hy wil nie vorentoe gaan nie, het hulle hom gesteek met hierdie ding, hom geprik. Sê kom aan, laat ons aangaan, en dan het hulle met die hak ook die ploegskaar skoon gemaak as daar grond of modder vasgeklou het daarin. So hierdie prikkels in Paulus se lewe van die Heilige Gees was aanhoudend daar. Paulus, jy's rebels en steeks en hy oortuig hom van sy sonde en hy word geprik aanhoudend deur die Heilige Gees. Hou op om te skop teen hierdie prikkels heeltyd. En dis wat hier gebeur het. Op die ou ende het Jesus gekom, sy lewe gered en hom omgekeer. En hier het Jesus ook vir hom gesê, daai prikkels wat jy ervaar het, daai stemmetjie wat jy heeltyd gehoor het, dit was ek, deur die Heilige Gees, wat jou oortuig het, wat jou geroep het. En volgens die geskiedenis van die vroeë kerk, nou dis net interessantheid, dit staan nie in die Bybel nie, Paulus was deel van die Sanhedrin. En dis ook, omdat hy deel was van die Sanhedrin, het hy toestemming gegee, dat Stefanus gestenig moes word. So dit het sy goedkeuring weggedra. En dit moes vir hom erg gewees het, jy weet, na sy bekering, hy besef het, maar ek het soveel aandeel gehad in Christene wat doodgemaak was. Ek het toestemming gegee vir dit.
Maar ook vir interessantheid, omdat hy deel was van die Sanhedrin, moes hy getroud gewees het. Baie mense sê hy was getroud en toe hy 'n Christen word, het sy vrou besluit, nee, ek gaan nie 'n Christen word nie, ek gaan deel bly van Judaïsme en toe los hy hom. Hierdie is alles net, dit staan nie in die Bybel nie, so ek kan dit nie bevestig nie, maar net vir interessantheid. Nou in hierdie vers sien ons ook 'n belangrike ding, hoe Jesus homself met sy kerk identifiseer. Hy het nie vir Paulus gesê, jy vervolg my kerk nie. Hy het vir hom gesê, jy vervolg my, Jesus Christus. Want Paulus was besig om die kerk te vervolg. Hy was besig, maar Jesus sê, as jy die kerk vervolg, vervolg jy eintlik my. Jy vervolg Jesus Christus. En waarom doen jy dit? En dis net so wonderlik hoe Paulus se bekering daar onmiddellik was. Vers 6. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil U hê moet ek doen? Dadelik, Here, wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. Eenvoudige opdrag wat Jesus vir hom gegee het daar. Is dit nie so in ons lewens ook nie, nê? Ons verwag altyd dat God vir ons 'n hele plan vooruit moet gee, maar dit gebeur nie altyd so nie. Die Here kom en hy sê, al wat jy nou moet doen is, doen net die volgende ding. Wees net gehoorsaam aan hierdie een ding en later sal ek die res vir jou gee. En dis wat Paulus hier ervaar het. Jesus het gesê, staan op en gaan na die stad. En dan sal ek vir jou verder instruksies gee. Vers 7, en die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. So hulle het hierdie stem gehoor, maar hulle het nie verstaan nie. Ek dink ook nie hulle het die lig gesien wat hy gesien het nie, maar hulle kon hoor iemand praat. Vers 8, toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie, en hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring. So hy was blind gewees, hy kon nie sien nie. Nou hierdie gebeurtenis het Paulus verblind, en hulle moes hom aan die hand lei. Die manne wat saam met hom was, het hom aan die hand gelei in die stad in. Nou sy intog in Damaskus het toe baie anders te gelyk as wat hy gedink het dit gaan lyk, né? Ek meen, hy word daai Damaskus dorp bestorm, in woede, in aggressie, en al hierdie klomp Christene arresteer. Maar kyk nou, wat gebeur toe op die ou einde, né? Toe moes hy ingelei word deur sy manne, omdat hy blind was. Vers 9, en 3 dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie. Ek glo dat God gedurende hierdie 3 dae van afsondering in Paulus se lewe 'n groot werk gedoen het. Hy het geleentheid daar gehad om te reflekteer op sy lewe. Die kere wat hy soveel mense vervolg het. Toe hy die prikkels geskop het en hy kon toe ook reflekteer op hy groot gebeurtenis wat met hom plaasgevind het. Toe hy hierdie lig gesien het, toe hy Jesus gesien het. En hy moes erken, maar hierdie Jesus, wie gekruisig was, dit is die Messias. En in daai 3 dae het die Here groot werk in sy lewe gedoen. Vers 10, en daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias. En die Here het vir hom in 'n gesig gesê, Ananias, en hy antwoord, hier is ek, Here. 'n Gewone ou, nie deel van die apostels nie, net 'n gewone volgeling van Jesus. God gebruik hom hier. Vers 11, toe sê die Here vir hom, staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat. Dis die hoofstraat in Damaskus. So, Paulus is nou in Damaskus, sy man het hom gelei, en hy sê vir Ananias, gaan nou na die hoofstraat, Reguitstraat, en vra in die huis van Judas, na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid. En hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom en hom die hande oplê sodat hy weer kon sien. So Paulus het voor Ananias nog aangekom het hy die Here vir hom in 'n gesig gewys dat hierdie profeet of hierdie disipel gaan kom en vir hom bid. Maar Ananias antwoord, Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u naam aanroep. Kan jy nou dink, ek sou ook bang gewees het soos Ananias. Almal het geweet wie hierdie Saulus of hierdie Paulus was, wat hy gedoen het aan Christene. Maar die Here sê toe vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel.
Paulus was die ideale persoon, ouens, om die nasies te bereik, as gevolg van sy agtergrond in die Griekse kultuur, in Judaïsme, sy posisie wat hy bekleed in die samelewing of in die gemeenskap. So hy was God se uitgesoekte instrument vir dit wat hy moes doen. En hy het later ook in sy bediening het hy erken, het hy gesê, God het my uitgesoek en sy hand op my gehou, selfs toe ek in my moeder skoot nog was. Toe erken hy dit, toe besef hy. En is dit nie so in ons lewens, laat God baie keer toe, dat ons deur moeilike tye gaan, dat ons deur omstandighede gaan. Hoekom doen hy dit? Om ons voor te berei vir sy dienswerk. As jy nou terugdink aan jou lewe, ek weet nie of dit al met julle gebeur het nie, dan dink jy, Here, toe ek deur daai ding gegaan het dit nie vir my sin gemaak nie. Maar nou weet ek hoekom ek deur dit moes gaan, want nou gebruik hy my juis in daai area en kan ek 'n instrument wees in die hand. En die Here het sy hand op Paulus gehad van kleins af al. Vers 16. Want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. God het vir Paulus vooraf gewys hoeveel hy vir Jesus se naam gaan moet ly. Nou ek weet nie van julle as ek in sy skoene was of ek kans sou sien om voort te gaan met my bediening as die Here vir my gewys het wat ek moes deurgaan nie of as ek die goed moes deurgaan wat Paulus deurgegaan het. Hy was geslaan. Hy was gestenig, skipbreek gelei. Hy het verskriklike dinge deurgegaan en God het vir hom vooraf gewys, jy gaan daai dinge deurgaan, jy gaan in tronke gegooi word. Maar wat sê Paulus? Hy sê, Here, stuur my, ek is reg, ek sal dit doen vir U. U plan met my lewe is baie groter as my eie begeertes en my gemak en my ongerief. Dis groter as ek. Stuur my, vers 17, en Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, is my net so mooi hoe Ananias hom toe aanspreek as broeder. Hy is nou deel van die familie, nee. Hy is deel van God se familie, broeder, en die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Dit is my wonderlik hoe God hierdie gewone disipel, gewone volgeling van Jesus gebruik het, om vir Paulus te bid vir genesing, en vir die vervulling van die Heilige Gees. Vers 18, en dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien, en hy het opgestaan en is gedoop. En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword. En Saulus was 'n paar dae saam met die disipel in Damaskus, en hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig, dat hy die Seun van God is. Ek sluit af hiermee. Paulus het genoeg inligting of genoeg kennis oor die skrifte gehad, die Ou Testamentiese skrifte gehad, om Jesus te verkondig vir die vroeë kerk. Want onthou, die Nuwe Testament was nog nie geskryf toe Paulus die evangelie begin verkondig het nie. So hy die Ou Testamentiese skrifte van die Messias, van Jesus gebruik om die evangelie te verkondig. En reg deur die Ou Testament, deur die Ou Testamentiese skrifte, kon hy sien hoe Jesus in die skrifte verweef is. Dit is my so mooi, nee. Jesus kom voor in elke boek van die Bybel. En ewe skielik, nadat die Heilige Gees oor Paulus gekom het en hy vervul was met die Gees, wedergebore was, kon hy al hierdie skrifte, al hierdie profeseë oor Jesus Christus, oor die Messias raak sien. En hy besef toe maar, daai skrif het gepraat van Jesus, die Messias. En hy het hierdie skrifte gebruik om die evangelie te verkondig vir die mense, vir die vroeë kerk. Al die profeseë van die Messias in die Ou Testament het nou vir hom begin sin maak. Sy oë het oopgegaan. Hy kon nou erken dat Jesus die vervulling was van daai skrifte. Is dit nie wonderlik nie? En ek dank die Here dat hy Paulus se oë oopgemaak het. Dat die skille van sy oë afgeval het. Dat hy kon sien dat Jesus die enigste weg en waarheid is. En daai gebeurtenis, die wedergeboorte van Paulus,
het vandag nog 'n rimpel-effek op ons, op die wêreld. Is dit nie so nie? Is dit vir wonderlik hoe God dit gebruik en nou nog sien ons hoe die evangelie besig is om te versprei, aanhoudend besig is om te versprei, reg oor die wêreld. Ons lees die briewe van Paulus en die Here gebruik dit nog kragtadig, die Nuwe Testament en die Ou Testament. En is my wonderlik hoe die Here dit gebruik het, hierdie wonderlike insident. Nou, meeste van julle hier het al 'n Damaskus ondervinding gehad. Wat ek daarmee bedoel is dat jy Jesus ontmoet het in jou lewe. Daar was 'n tyd in jou lewe of 'n oomblik in jou lewe wat Jesus jou lewe aangeraak het. So impak gehad, so indruk op jou gemaak het, dat jy nie anders kon as om te sê, Here, ek gee my lewe vir U nie. Is dit nie so nie? Net soos Paulus se bekering, 'n omkeer gebring het in sy lewe en hy Jesus ontmoet het, so het Jesus ook jou lewe omgekeer toe hy jou aangeraak het. En ouens, daai goeie nuus, laat dit nie net by jou bly nie. Ek wil jou uitdaag en aanmoedig dat ons daai goeie nuus van Jesus Christus gaan verkondig reg oor die wêreld. Dit het Paulus so opgewonde gemaak, dat hy selfs toe hy hoor hoe moeilik dit gaan met tye in sy toekoms wees, het hy gesê, Here, ek sal nog steeds gaan en dan gaan 'n getuie vir U wees. Ek gaan 'n getuie wees vir Jesus Christus. Daai groot werk, daai liefde van Christus wat in jou lewe uitgestort is. Kom ons gaan en ons vertel vir ander, ons vertel vir die wêreld van Jesus Christus en ons verkondig sy naam. En die beste manier hoe jy dit doen, is nie noodwendig deur jou woorde nie, maar deur die vrug wat jy dra in jou lewe. Deur op te tree soos 'n ware gelowige. En dan wanneer daar 'n geleentheid is om vir iemand te vertel van Jesus, dan doen ons dit. Wie is vanoggend dankbaar dat Jesus sy lewe aangeraak het? Ek het in die week 'n dokumentêr begin kyk. Ek is klaar op Prime. Dis 'n reeks wat ek dink is Jesus the Game Changer. Ek weet nie of julle van julle dit gesien het nie. Ek het nou net die eerste 2 dele gesien. En dit is my so mooi waar hulle vertel dat Jesus was die grootste, die belangrikste persoon wat nog ooit gebore was op aarde. Geen ander persoon het die impak gehad wat Jesus gehad het op die wêreld nie. Nog nooit was daar so iemand gewees nie. En daar gaan ook nooit so iemand wees nie. Nero het gekom en gegaan, hierdie magtige Romeinse leier. Hitler het gekom en gegaan. Trump het gekom en hy gaan op 'n stadium nie daar meer wees nie. Maar Jesus gaan vir altyd daar wees. Maak hom die middelpunt van jou lewe. Jesus Christus. Loof die Here. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U, Here, dat U ons gered het en verlos het, Here. Dankie, Here, toe ons verlore was, vasgevang was in hierdie wêreld, in duisternis, het U gekom deur die Heilige Gees en het U ons verlos en vrygemaak. Het Jesus, Here, toe hy ons pad gekruis het ons lewens verander totaal en al. Dankie daarvoor, Here. En Vader, ek wil bid dat U daardie liefde en ywer vir Christus, Here, sal aansteek in ons binneste, dat ons hierdie goeie nuus en die liefde van Christus sal uitstraal oral waar ons gaan. Dat mense Jesus sal sien oral waar ons gaan, Here. Dat ons net soos Paulus en die apostels in die vroeë kerk, die disippels, die vroeë gelowiges, ywer sal hê, Here, om hierdie goeie nuus uit te dra en disippels te maak oral waar ons gaan, Here, tot eer van U naam. Ek dank U daarvoor, Here. Lei ons deur die Gees, Here. Lei ons deur die Gees, Here. Ons loof U en ons prys U, Here. In Jesus naam. Amen, amen. Prys die Here.